Die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heelal. Goeiemôre gemeente. Van my kant af baie welkom vanmôre saam met ons in die huis van die Here. Dit is dan lekker om net in die oggend op te kan staan en te weet ek gaan na die huis van die Here en ek gaan saam met die medegelowiges gaan ek die naam van die Here groot maak en gaan ek geestelik verryk word en ek kan ander mense geestelik verryk. Nou, soos u weet, hierdie semester, hierdie kwartaal is die tema van die gemeente praktiese Christendom. To be practical in your spiritual life. And that is the theme of an assembly. Praktiese Christendom. Nou in hierdie tyd het ons nou al 'n bietjie gekyk wat dit beteken en ons het 'n paar beginsels al na gekyk. Die eerste beginsel was oor praktiese Christendom. Ons het gekyk na die beginsel om verbind te wees tot die gemeente, to be committed. Dan het ons laasweek gekyk na afhanklikheid, dependent on God. En vandag gaan ons kyk op fokus vir die kerk. Ons moet gefokus wees. Ons moet gefokus bly. So we must focus. En na aanleiding van laasweek se woordbediening het ons gesê maar 'n gemeente moet intercessors hê. Dit is baie belangrik. Iemand het eendag vir Spurgeon gevra, hoekom bedien hy so fantasties? En toe wys hy net af na die vloer toe. En die persoon kyk op die vloer, toe sê hy, nee, onder die gebou is daar 'n kelder. Daar's 300 intercessors wat vir hom intree. En wat nou kyk, dat die Here se woord kragtig sal uitgaan. So, ons het toe nou besluit, Adel het gevra, kan sy die intercessors hardloop? En ek het toe gevoel, maar dis baie goed dat ons intercessors het, maar ons moet 'n bietjie opleiding gee. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En terwyl ek toe nou so sit en dink, die boeke wat ek gaan gebruik, eerstens gaan ek dat sheet se boek gebruik, to intercede, Suzette Hatang, wat jare Reinhard Bonke se intercessor was, die hoof van hulle. Ek was bevoorreg om met haar gesprek te hê, en ek het lesings van haar oor intercessors wat ek gaan gebruik. En dan Benny Mostert, Dr. Benny Mostert se boek ook oor intercessors. En toe weet ek, natuurlik gaan ek Daphne se boek gebruik, A Call to Intercede. En terwyl ek daaroor sit, toe dink ek, maar dit sal nou 'n fantastiese geleentheid wees om 'n gedenklesing te bied vir Daphne. So ons gaan die Daphne Venter gedenklesing hê, die preliminêre intercessors, want ons het net 2 ure, so ons gaan maar net baie. En dit is wat nou afgekondig is, die 1 Junie, DV van 2 uur middag tot 4 uur by die tehuis, daar in Kerkstraat, Kuilsrivier in die Protea saal. Dit is gratis. En u kan almal nooi, al die kerke. Ek het vanmôre gesê, ek het nou al 'n uitnodiging gekry na Brackenfell, na ander gemeente wat wil hê ons moet hulle help. Witbank, Dr. Anita van Kraaienburg en so meer. So, die ding is besig om te versprei, maar vir ons is dit die belangrikste dan die 1 Junie. DV gaan ons dit gratis aanbied daar by die tehuis. Daar sal wel koffie wees. Waar ons dan gaan die kursus aanbied. Wil maar net sê,
Woensdag die 8ste, is dit 100 dae terug, wat Daphne huis toe gegaan het. So, ja, ons mis haar. Maar so die gedenkdienst, of die gedenklesing is dan, omdat sy so 'n groot intercessor was. Dan, die Sondag van die 28ste, wanneer ons gaan bid daar op die koppie, want ons moet uiteindelik die Getsemane tyd noem. Want Jesus het in Getsemane het hy gaan tyd spandeer in die tyd. Dink is 'n mooi naam, Getsemane tyd, wat ons gaan spandeer daar op die berg. En ons gaan intree, en ons gaan die aangesig van die Here soek daai dag. En ons wil ook vir Werner sê baie dankie, hy het baie moeite gedoen om al die inligting te kry en vir ons deur te gee, en hy sal vir u die pad verduidelik hoe om op die berg te kom. Goed, moenie vir my vra nie, dan gaan jy verdwaal. So, vanmôre se hele bediening gaan dus oor om 'n groeiende gemeente te wees, 'n gemeente wat effektief is in die gemeenskap. Om 'n Purple Cow gemeente te wees, moet daar gefokus word op die beginsels van die Bybel, the principles that is in the Bible. En Chip Ingram sê, 'n groeiende kerke erken dat die uiterlike fokus op 'n fyn aanvoeling, deernis en evangelisasie is noodsaaklik om Christus se opdrag te vervul en vereis dat hulle diegene met die gawes identifiseer en ontplooi wat evangelisasie en barmhartigheid in die gemeenskap, in beide die formele en informele bediening te kan hê. Dit is daar op die bord. Dis 'n mondvol wat daar gesê word. Rondom, nou wil ek net sê, Chip Ingram het nie die woord fyn aanvoeling gebruik nie. Ek het dit gebruik. Okay, want dit kom uit Filippense. So, daai woord het nou in my kop vasgehang. Maar, so, broers en susters, die skrifgedeelte vanmôre is Luke chapter 15, commencing our reading from verse 1, Lukas hoofstuk 15, vers 1 tot 7. Al die tollenaars en die sondaars het dikwels nader gekom om na hom te luister. Dis nou Jesus. Die fariseërs en die skrifkenners het onder mekaar gemoor. Hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe het hy vir hulle hierdie gelykenis vertel. Wie van julle wat 100 skape het en hulle verloor een van hulle, laat nie die 99 in die woestyn agter en gaan agter die verlore een aan totdat hy hom gekry het nie. En as hy hom gekry het, tel hy hom en met blydskap op sy skouer en gaan huis toe en roep sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle: wees saam met my bly, want ek het my skaap wat verlore was weer gekry. Ek sê vir julle, so sal daar in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat tot bekering kom, eerder as oor die 99 regverdiges wat nie nodig het om tot bekering te kom nie. Baie dankie Here vir u woord, en bid dat u woord tot ons harte sal spreek. Nou vriende, as ons praktiese Christendom wil uitlewe, as ons prakties wil doen dit wat die Here op ons hart gelê het om 'n Purple Cow gemeente hier te kan wees. Nou, ek wil net sê, daar's 'n boek van Seth Godin, Godin is hy van, hy het 'n boek geskryf oor Purple Cow, en hy begin die inleiding deur te sê, as jy in die Vrystaat ry, en jy sien Jersey koeie, dan na 'n paar kilos gaan jy nie meer oplet na die Jersey koeie nie. Maar die oomblik as daar 'n pers koeie is, gaan jy brieke aanslaan, foto's neem,
en vir almal wegstuur. En sy vraag is nou oor besigheid wat hy skryf, wat maak jou besigheid anders as die besigheid op die ander hoek? En nou is ons vraag, wat maak Mosaïek anderste as die volgende gemeente op die hoek? Ons kan nie almal Jersey koeie wees nie, ons moet daar moet 'n Purple Cow ook wees. En wanneer ons na die Chip Ingram se ding kyk weer, dan sê hy, om te fokus, 'n groeiende kerke erken die uiterlike fokus op fyn aanvoeling, deernis en evangelisasie. Nou, vriende, ons het nou ander by die Bybel studie lekker gesels oor fyn aanvoeling. Dit is 'n fantastiese woord, 'n fantastiese metafoor wat Paulus daar gebruik. Ek het nie gedink die man is so slim om sulke mooi woorde te kan gebruik nie. Maar ek wil vandag vir u sê, om 'n Purple Cow te wees, moet ons 'n fyn aanvoeling hê vir wat daar buitekant gebeur. Ons moet regtig ingestel wees op die gemeenskap om te weet wat is in die gemeenskap se behoeftes. Ek het nou in hierdie week met 'n pastoor se vrou 'n onderhoud gehad en sy het my vertel hoe sy in hulle gemeente, hulle is nou nie meer in die bediening nie, maar toe hulle in die bediening was, hoe sy met 'n sopkombuis begin het uit haar eie kombuis uit in die pastorie. En dit het gegroei dat sy toe op die einde in die skoolsaal die sopkombuis gehad het en vir kinders sop gegee het en vir mense sop uitgedeel het. Ek kan onthou toe ons in Parys was, het ons ook eens winteroggend by die laerskool gaan sop uitgee. En ek sal nooit vergeet toe die een kind die sop so drink, toe sê hy, hier is regte vleis in die sop. Hulle was nie gewoon by hulle huis om regte vleis in sop te hê nie. Vir ons is dit algemeen, ons sit lekker sopbene in die sop en allerhande goed. Maar daar is mense wie nie daai voorreg het om vleis in hulle sop te kan sit nie. En dis daai fyn aanvoeling wat 'n mens moet hê vir die behoeftes daar buitekant. En ons moet daarop fokus. Dit help nie ek sê vir u dat daar is kinders wat nie kos het en ons moet sop maak en as jy uitstap dan vergeet jy dat ek gepraat het of die Here het gepraat oor die sop wat ons moet maak. Die gemeente is besig nou om vir Merwewil se uitreiking. Wanneer is dit, Betty? Dis die tweede week in vakansie. Tweede week in die skoolvakansie gaan 'n klomp mense Merwewil toe ry. Hulle gaan daar uitreik en laasweek was gevra, asseblief, daar's baie hongersnood in Merwewil. Bring soppoeier, bring kos, bring klere, bring speelgoed. As daar enige koeksusters is, bring dit net vir my. Dit sal nie Merwewil toe gaan nie, dit sal na Woonstel 5 toe gaan daar in die Curie kos uit. Maar weet julle, vir ons is 'n koeksuster, ja, ek eet die koeksuster, maar daar in Merwewil is dit 'n ongekende ding om 'n koeksuster te kan eet. Ja, ek sê nou bring koeksusters. Maar dit is daai fokus. Wat gaan ek doen rondom die uitreiking van Merwewil? Wat 'n fyn aanvoeling het ek in my hart waarop ek kan fokus op Merwewil. Ek was nog nooit daar. Hoor maar net, ek kyk net, ek sien net die foto's. Maar dis belangrik, dit maak hierdie gemeente 'n Purple Cow gemeente. Om te kan sê as gemeente het ons uitgereik en ek weet Betty en Dominee Attie voel nie baie happy nie want dit is seker die eerste keer in baie jare dat julle nou nie kan gaan nie. Maar ten minste raak ons betrokke en is ons 'n uitwaartse omgee. Baie belangrik. Dan evangelisasie, weet julle dokter
nou het ek sy naam vergeet. Die bekende professor, ek sal nou op sy naam kom. Hy het navorsing gedoen. Stefan Joubert, prof Stefan Joubert. Hy het navorsing gedoen in die synode van die NG Kerk in Johannesburg, daai area se een synode. Het hy gaan kyk hoeveel rente betaal die kerk aan banke vir bande, oortrokke fasiliteite en so meer. Toe kry hy 'n X bedrag, dis wat hulle elke maand al die gemeentes betaal. Kom ons sê nou net vir ons doeleindes vanoggend, dis R100 wat hulle aan rente betaal elke maand aan die bank. Natuurlik vreeslik baie meer, nee. En toe gaan hy na die gemeentes toe en hy vra, hoeveel geld het julle begroot vir evangelisering en evangelisasie? En dit was minder as 0,5% van wat hulle aan die bank betaal. Rente. So dit beteken, as dit R100 was, is daar 50 sent 'n maand beskikbaar vir evangelisasie. Scary. Baie scary. Dis wat die kerk gefokus op is. Ons betaal aan die banke miljoene rande se rente, maar daar's geen voorsiening gemaak vir evangelisasie. Daar's geen voorsiening gemaak vir uitreikings nie. Daar's geen voorsiening gemaak om evangelisasie opleiding in plek te kry nie. Daar's fantastiese dinge waarop ou kan fokus op evangelisasie. Daar is die EE3 kursus. Daar is die Heart of Man kursus. Die Heart of Man kan nou verniet kry by Raymond Lombard Ministries. Maar wat doen ons? Hoe is ons gefokus op evangelisasie? Die vraag is, wanneer laas het jy iemand na die Here toe gelei? Wanneer laas het jy iemand geneem en gesê, ken jy die Here? Charlie Dix, die bekende sangeres, was van 'n byl in ons gemeente. En eendag kom ek aan, daar's 'n man wat verf, 'n kleerling man, hy verf so. Ek sê, "Middag meneer, het jy al jou hart vir die Here gegee?" Hy sê, "Meneer, dis die laaste ding wat ek sal weggee." So, maar, wanneer laas het jy iemand na die Here toe gelei? Ek het in hierdie week gedink weer, ek moet vir Cliff Richard regtig weer 'n e-pos stuur en vir hom vertel oor die feit dat hy Daphne na die Here toe gelei het. Wat het sy nie net bereik in die bediening van 52 jaar voltyds in die kerk nie? Was dit nie vir Cliff Richard wat 'n uitreiking gehou het buitekant toe en Daphne nie daar tot bekering gekom het nie? Dink net hoe armer sou die wêreld gewees het met sonder Daphne se bediening. Dink aan jou eie lewe. Wie het jou na die Here toe gelei? En het jy al vir daai persoon dankie gesê as hulle nog leef? Dankie dat jy Jesus aan my voorgestel het. Maar weet julle wat so amazing is? Dink net Dominee Attie, ek en jy loop aan in die hemel en ons soek vir Dawid om te kyk na sy slingervel. En iemand loop teen jou vas en sê, "Dominee Attie, dankie, was dit nie vir jou getuienis, jou omgee, sou ek nou in die hel gewees het, maar omdat jy omgegee het en my na die Here toe gelei het, is ek in die hemel." Hoe gaan jy dan nie voel nie? Kyk, as ons knoop in ons klere het daar in die hemel, dan dink ek sal alles afskiet, want ons borsel so uitstoot van dankbaarheid. Maar dis die dinge wat belangrik is. Die vraag is ook, hoe toeganklik is die kerk gefokus om vir die mense daar buitekant toeganklik te wees? Is 'n boemelaar welkom hierso? Is 'n sondaar welkom hierso? Die skrifgeleerders, die manne van Jesus se tyd met die dik raambrille en die pankoppe,
Hulle het gesê, nee, Jesus is heeltemal van die wa af. Hy is heeltemal van die pad af. Hoe kan hy met sondaars sommer eet ook? Hoe kan hy met die tollenaars praat? Hulle fokus was, hierdie mense is nie welkom in die kerk. Jesus se fokus was, kom ek sit in die eet saam met jou. Wat sal gebeur as hier 'n boemelaar vanmôre hier instap? Sal hy welkom wees? Sal ons hom groet? Sal ons hom 'n plek aanwys? Sal ons na die tyd van koffie gee? Hoe is ons gefokus? Die ander ding is, as ons regtig gefokus is, sal ons 'n carpe diem aksies hê. Carpe diem beteken to seize the moment. Gryp die geleentheid aan. Dis Hemelvaart donderdag. Dis 'n geleentheid wat ons kan aangryp. Die eerste jaar wat Hemelvaart weggevat is in Suid-Afrika se vakansiedag, was ek op Uitenaag gewees. En Uitenaag het 'n markplein. 'n Ou markplein wat toe nou 'n parkeerarea was tussen die biblioteek en die stadssaal. En ek het toestemming gekry en ek het vir my kinders in ons gemeente briefies gegee skool toe en gesê vir die hoof, ons kinders gaan nie daai dag skool toe kom nie, hulle gaan markplein toe. 10:00 gaan ons 'n openligdiens hê en ons gaan Hemelvaart hou. En een skool het sommer die hele skool gesluit vir Hemelvaart en al die kinders gesê hulle moet na die munisipaliteit toe gaan, na die markplein toe. Dit was 'n geleentheid wat ek gegryp het om iets te doen. Die eerste jaar was ons so 800 mense daar op die markplein. Die tweede jaar was ons so 1500 mense en die derde jaar toe slaan ons oor die 8000 mense. Toe kom mense van Port Nolloth af, Port Alfred af, Alexander, Port Elizabeth, Dispatch, Kirkwood. Mense het ingery om daai diens by te woon. Ou met die naam van Rousseau wat op radio Kingfisher was die gasspreker. Maar dis die carpe diem. Gryp daai geleentheid aan. Dis Sondag Moedersdag. So susters, asseblief gee vir julle mans ontbyt in die bed. Dis Moedersdag. Ja. Gryp die geleentheid aan. Maak klein kaartjies wat Spreuke 31:29 sê. Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal. Maak sulke kaartjies, kry chocolates en gaan staan daar by 'n winkelsentrum en deel dit vir al die ma's uit. Sit net mosaïekse embleem by asseblief. Maar dis 'n carpe diem. Ons het 'n carpe diem om nou te bid vir die verkiesing. Ons gaan nou daar teen die berg oploop met 'n kan koffie. Maar ons gaan bid. Ons fokus uitwaarts. En dit maak 'n praktiese kerk, dit maak 'n praktiese Christendom. En dit maak my opgewonde. Dit maak my opgewonde dat die kerk is nie nou net tussen hierdie 4 mure nie. Die kerk is op die markplein. Die kerk is daar waar dit saak maak. Die kerk is daar waar mense om hulp roep. Soos wat in die Bybel sê, Macedonië het uitgeroep, stuur die evangelie. En dit is wat dit beteken om 'n gefokuste kerk te wees, wat op evangelisasie, op barmhartigheid is, welsyn, wat 'n verskil maak in waar ons is. Welsyn, omgee. Ons het Woensdag die 1 Mei daar in ons ouer tuis het ons 'n boemelaarsdag gehad. En ons het vis en chips uit koerantpapier geëet. Met die hand. Kan julle dit oorvertel? Eers bes en vir. En julle wil nie sien hoe daai ou mense hulle opgemaak het soos boemelaars nie. Daar is een vrou wat ek glad eers herken het. En weet julle, toe ek na die mense toe gaan waar ons die vis en chips koop, en ek sê vir daai vrou, weet jy is eintlik besig om betrokke te raak in die gemeenskap. Want
na die COVID weet ek van 7 mense by ons in die ouer huis wat nog nooit 'n besoeker gehad het. Na COVID. Hulle kry net nie besoekers. Ons loop, ons woonstelbewoners gaan in en kuier by almal, vat 'n chocolate en so meer. Maar gryp die geleentheid. Wees welsyn georiënteerd. En dan wil ek vir julle net voordat ek afsluit sê, dis maklik om die maklike plekke te doen en te fokus op dit wat maklik is. Maar dink 'n bietjie aan die moeilike dinge waarop ou kan fokus om die evangelie te vat. Jy al gedink om na die X-blok toe te gaan by Tygerberg Hospitaal, waar die kankermense sit. Hulle sit daar in die gange af. Daar sit klein seentjies en dogtertjies 8 jaar oud, 7 jaar oud, wat kanker het. Net daar verby te stap en vir hulle koffie te gee of sop te gee of iets. Dit is nie so maklik om daar te stap en die hartseer te sien wat daar gebeur het. Ek het nou 5 jaar wat ek moes deur daai pad gestap het. Maar daar's mense wat omgee vir die mense in X-blok. Is moeilik, is nie maklik, maar tog is dit belangrik. Ek wil sluit met John Calvin het gesê, ons lewe harmoniseer die beste met God se wil en die eis van God om gefokus ander mense op die beste moontlike manier te dien. Hoor wat het John Calvin gesê? Ons lewe harmoniseer die beste met God se wil en die eise van God om gefokus ander mense op die beste moontlike manier te dien. Jy moet mense dien. Jesus het gekom en gesê, ek het nie gekom om gedien te word nie. Ek het gekom om te dien. En dit maak dit 'n praktiese Christendom. Is jy gereed om na buite toe te fokus? Is jy gereed om te sê, Here, hier is ek, gebruik my. Daar's 'n Engelse liedjie wat sê, Lord, use me and please don't refuse me, for surely there's a work that I can do. And even though it's humble, Lord, teach my will to crumble. Baie dankie, Here, ook vir hierdie beginsel van praktiese Christendom. En dit is om op die regte plekke te fokus. Om op die regte dinge te fokus. Here, ek eer U dat ons U wil kan doen. En dat ons kan fokus om op die beste moontlike manier die gemeenskap van Brackenfell te dien en die beste vir hulle Christus uit te lewe. Mag ons deur ons handel en wandel 'n spieelbeeld van Jesus Christus wees. Amen. Baie dankie. Die Here seën U en mag dit met U goed gaan. Onthou volgende week Moedersdag en dan hier by hierdie gemeente is Dominee Ursula de Wet. Sy gaan vir die moeders lekker preek. Die Here seën. Vrede. In die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heel.